Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Street Store is die wêreld se eerste gratis pop-up klerewinkel waar behoeftige mense die kans kry om deur die klererakke te stap en hulle eie uitrusting uit te kies. Daarna word hulle ook bedien met 'n maaltyd en gebed. Nou ons benodig mans, dames en kinderklere, veral wintersklere wat in 'n goeie bruikbare toestand is. Alle klere kan gebring word tot en met Sondag die 25ste Mei. Hierdie jaar se Street Store vind plaas by die NG Kerk Bellville Wes op 30 Mei tussen 6:00 en 2:00. Daar is verskillende maniere waar jy betrokke kan raak by Street Store. Ons eerste aspek is ons ushers. Jy gaan haal die persone by die hek en vat hulle deur al die stasies. Ons volgende een is ons pakkiepakkers. Jy help hierdie persoon om al hulle klere wat hulle gekry het in 'n sak te sit. Ons volgende een is ons stoorklerke. Jy maak seker elke stasie is altyd vol klere. Ons volgende een is gebed. Dit is waar jy vir hierdie persoon bedien, met woord en met gebed. Ons volgende een is kos. Dis waar jy die kos voorberei en dan vir elke persoon ietsie lekkers gee om te eet. Ons laaste een is ons sekuriteit. Jy maak seker almal is veilig. Jy staan by die in- en uitgang om seker te maak almal weet wat om te doen. En saam met die klere wat ons insamel, het ons 'n Serpie projek. Jy kan net R65 betaal en ons koop 1 meter materiaal en uit daai 1 meter uit kan ons 4 sjerpe vir mense gee. Ons vat hierdie sjerpe en ons deel dit dan uit vir die mense by Street Store. So as jy wil help en betrokke raak by hierdie geleentheid, bring jou kaart, gaan na die koffiestasie toe, betaal net R65 en jy kan vir 4 mense sjerpe gee. Vind jy dit soms moeilik om die stem van die Heilige Gees duidelik te hoor as dit kom by jou gawes? By Gawes in Aksie help ons jou om effektief binne jou gawes deur die Heilige Gees te funksioneer. Hierdie kursus vind plaas op 4, 11 en 18 Mei om 7:00. Registreer op Church Suite. Jesus sê, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Hoe luister ons na God se stem, praat met en saam hom, en overhoord gesels ons oor al hierdie en nog meer. Hallo almal, my naam is Jacques en ek is deel van die Divorce Care span by Dr. Douwe in Tygerwil. Vir my het die kursus baie beteken in my persoonlike lewe. Toe ek deur my egskeiding gegaan het, was dit die donkerste tyd van my lewe. Die trauma waardeur jy gaan, die angs, die woede, die teleurstelling, die skaamte wat jy het. Divorce Care is 'n 14-weke kursus met fasiliteerders en ondersteuningsmateriaal in die vorm van 'n DVD en 'n werkboek wat elke onderwerp behandel en dan word daar geleentheid gegee vir groepsbespreking. Dit begin Woensdag 6 Mei om 6:30. Die koste is R350. Dit sluit jou werkboek, lekker koffie en 'n ligte snack in. Kontak Liesel Kotse vir meer inligting of registreer op Church Suite. Wat is die effek van sonde? Hierdie is die tema van ons volgende Kingsman sessie wat plaasvind Maandag aand 11 Mei om 7:00. Jy kan registreer op Church Suite of R30 betaal by die aand.
Hierdie is 'n geleentheid vir elke man wat jy nie kan mis nie. Ons nooi almal uit na 'n spesiale geleentheid waar ons Hemelvaart gaan vier. 14 Mei het ons 'n worship geleentheid 7:00 die aand. Hoop om jou daar te sien. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Good stuff julle. Julle, ek is excited om vanaand net die woord met julle te kan share en net saam met julle kan journey oor hierdie reeks wat ons mee besig is, Overheard. En dis great want dit lei ons in 'n journey van gebed en om regtig tyd met Here te kan spandeer daarin. So ja, ek wil vir julle vra is hoe enjoy jy die journey met die Here? Nee, kan jy ervaar in jou eie lewe hoe die Here jou, hoe jy in tye van gebed kan leer by hom, kan leer net jou hart oopmaak vir hom en so. So dis waar ons vanaand gaan gesels. Ons het laasweek afgeskop deur te praat oor die hele tema van praat met hom. Dit was great geweest, nee, wat great goed oopgegaan. Maar wat beteken dit om te praat saam met God? Ek het ooit gedink daaraan. Praat met hom is belangrik want dis kere wanneer ons harte kan deel en reg bekend maak en ons gaan vanaand verder gaan met dit ook. Maar om saam met God te praat is nog iets belangrik ook, nee. En ek wil begin deur vir die volgende vraag net te vra is jou eerste reaksie om eerlik met God te wees of om eers reg te probeer lyk? Who's been there? Wanneer ons eerlik wil wees met die Here is baie belangrik, maar ons probeer baie keer eers gou reg lyk. As ek weet iemand belangrik kom na my huis toe, gaan ek definitief eers reg probeer lyk. Alright, ek kan nie in my pyjamas uitstap nie. Ek gaan reg lyk. Ons belangrike mense in my lewe, maar weet jy wat, ons vat baie keer daai approach na die Here toe en dink, Here, ek wil graag eerlik met U wees, ek wil graag met U tyd spandeer, ek wil graag my hart oopmaak, maar I gotta look right. Ek moet dinge uitsort, of even beter, ek moet dinge uitgesort hê, nee? En dis nie noodwendig hoe dit werk nie. Ek wil met hierdie vraag in gedagte jou herinner van die eerste deel in die Bybel, daar in Genesis, waar alles geskape is, al die amazing goed wat die Here kom skep het. Hy het met sy woorde geskep, hy kom create, maar hy het nog iets meer amazing kom create, en wat was dit? Die mens, ek en jy. En ek wil jou kom herinner vanaand, om jou te help in jou eerlikheid en jou journey van om met die Here te praat, saam met hom te praat, wil ek vir jou met daai vraag in gedagte vir jou vra, wat is jou oorsprong? Hoe het jou journey begin? Dadelik begin jy dalk dink, wie is my journey begin het, toe ek dalk my hart vir die Here gegee het, of toe ek dalk my lewe verander het. Dis great, maar ek en jy het elkeen 'n oorsprong. Daar's 'n manier hoe ons geskape is, en hoe ons geskape is, wat vir my en jou 'n herinnering moet wees. So ek wil vir jou vra, wat is jou factory setting? Wie van julle moes al 'n factory setting doen op 'n device of op 'n app, nee? Hang af wat se foon jy het, gereeld, okay? Nie met 'n Apple nie, wel, ek weet nie of nou, maar jy het hom gefactory reset, maar dis okay, die Here gaan voorsien vir 'n nuwe een. Maar weet jy wat, wat is jou default setting? Wat is die setting waarmee jy begin het? Wat is die setting wat in jou hart is waarmee die Here jou create het? En kyk na die voorbeeld van Adam en Eva, die eerste mense, hoe die Here hulle geskaap het, en ons lees hoe die Here saam met hulle gewandel het in die tuin. Nee, 'n wandel, is belangrik. Hy het saam met hulle tyd spandeer, saam met hulle gestap, saam gejourney, saam hart gedeel. Ja, hy het autoriteit gegee en hy het hulle geroep om te heers, maar daar was 'n oomblik van verhouding. En gewoonlik doen ons dit deur te leer om met God te praat, begin ons gaan deur maniere en ways to do it, en ons het laas gepraat oor die Onse Vader, en is great. Maar in jou journey met die Here wil jy later kom op 'n plek waar jy meer persoonlik raak met die Here. Jy wil kom op 'n plek waar jy meer wil vir God vertel presies wat in jou hart aangaan.
En dit is wat dit beteken om saam met God te praat. Om regtig eerlik te wees oor dit wat binne in jou aangaan. En hierdie is 'n journey, julle. Moet vir geen oomblik dink ek het 'n boek gelees of 'n boek geskryf van hoe om dit reg te doen nie. Ek wandel ook met die Here, maar weet jy wat's great van dit? Dank Vader, dit is 'n wandel. En nie 'n sprint nie. Dis 'n vlieg van my. Julle het gesien. Ek het gestort voor die tyd, ek beloof, hoor. So ek weet ook hoe die vleie na my toe kom nie, maar dis alright. Maar ek sien hulle by julle ook, hoor. So jy weet, jaag eers die vlieg voor jou eie gesig weg, voor jy lag vir die vlieg vir my. Maar dis wat dit so lekker maak, nee. Ek wil gou vir julle lees wat staan in Lukas 11 vers 5 tot 13, wat vir ons leer wat 'n aktiewe gesprek met die Here is. Alright. Lukas 8 vers 11 vanaf vers 5 tot 13. En dis amazing, want dit is 'n lang deel, maar dit wys eintlik vir ons hoe ons harte werk en ons approach met die Here, nê. So hier's die volgende is dit skryf daar toe om hulle meer van gebed te leer. Het hy hierdie voorbeeld gebruik. Gestel jy gaan in die middel van die nag na 'n vriend se huis om 3 brode te leen. En jy sê vir hom, 'n vriend van my het pas aangekom vir 'n besoek. En ek het niks vir hom om te eet nie. En hy sou uit sy slaapkamer antwoord, moet my nie pla nie, die deur is gesluit vir die nag en ons is almal in die bed. Okay? Het iemand jou al wakker gebel deur die nag en hulp nodig gehad en jy het net gevoel, yeah, it's ain't gonna happen now. Nou, jy maak soos jy dit nie hoor nie, né? It happens. Maar sê daar verder, ek kan jou nie nou help nie. Nee, ek sê vir julle, al sou hy dit nie as 'n vriend doen nie, as jy net lank genoeg aanhou klop, sal hy vanweë jou onbeskaamdheid opstaan en vir jou gee wat jy nodig het. En so sê ek vir julle, hou aan vra. En vir julle sal gegee word wat julle vra. Hou aan soek en julle sal vind. Hou aan klop en die deur sal oopgemaak word. Want enigeen wat vra, ontvang. Enigeen wat soek, vind. En die deur word oopgemaak vir enigeen wat klop. Julle vaders, as julle kinders vir 'n vis vra, gee julle dan vir hulle 'n slang? Of as hulle 'n eier vra, gee julle dan vir hulle 'n skorpioen? Natuurlik nie. As julle sondige mense dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader, die Heilige Gees, vir julle gee, wat hom vra. En hierdie vers is so great, want Jesus leer vir ons 'n proses van hoe jy vra. Leer vir ons dat, hou aan vra. In jou journey met die Here, hou aan vra. Dis niks fout daarmee nie. Hou aan soek. Onthou, die Here is altyd by jou, maar daar's 'n proses wat jy ingaan van die beste wil soek. Die Here se wil, die Here se antwoorde soek. Hou aan om dit te doen. Hou aan klop. Be persistent. Ek seker of van as jy môre na 'n belangrike plek toe gaan en aanhou klop, iets gaan gebeur. Hulle gaan jou either wegjaag en sê hou op, of iemand gaan oopmaak vir jou. Maar die Here leer vir ons, hou aan. Hou aan vra, hou aan soek, hou aan klop. Hoekom? Because you can. Want jy mag. God sal nie sy gesig of sy hand van jou wegdra nie, want hy's 'n goeie Vader. Hy sal nie vir jou iets anders gee waarvoor jy vra nie. Hy gaan ook vir jou iets beter gee, maar hy het die beste vir jou in gedagte. Maar hy het 'n vrymoedige hart vir jou, 'n hart van oopheid waar hy vir jou sê, kom en vra. Ek wil vir jou herinner daar, dat die Here is nie kwaai nie, hy is nie ongelukkig met jou nie. He's not the man upstairs, wat kwaai is. Ek wil partykeer baie kwaad raak, as ek hoor mense praat van die man upstairs. Maar wie, is dit 'n kwaai tenant bo jou, is dit jou landlord bo jou, the man upstairs, wie is die man upstairs? Weet jy hoekom ek vra dit, want ek het nooit bewus geraak van die Here as die man upstairs nie. Ek's gebless om groot te kon word in 'n environment waar ek dadelik geleer het, dit is 'n God naby jou in jou hart. God is nie kwaai nie, hy is nie weg nie, hy is by jou, dit beteken jy kan met hom praat, want hy's 'n liefdevolle Vader. Maar ons leer ook dat ons met die Here kan praat oor 3 hoofdinge. Ons kan saam met hom gesels hieroor. En die eerste ene wat ek wil stel is, wanneer jy praat saam met die Here,
is om 'n gebed te hê van dankbaarheid. Dankbaarheid. Jy kan met die Here praat oor alles wat goed is. Het jy dit geweet? Jy kan met hom praat oor al die blessings. Ek en jy moet onthou, alles wat ek en jy het, dis 'n geskenk. Ons het nou net gesing, this is amazing grace. This is unfailing love. Alles wat ek en jy het is 'n geskenk. Jou werk, jou voorsiening, die kos wat jy eet, die bed waarin jy slaap, jou vriende wat jy het. Kan ons die Here prys net vir vriende in ons lewens. Nee, life groups. Julle was noudag laasweek meer mense in julle life group as wat ander kerke het. Want daar's 'n gehegte vriendskap. Daar's familie. Prys die Here vir dit. Prys die Here dat ek en jy vanaand kan kerk hou, nê? En niemand dwing ons om anders te doen nie. Dis my hart het so gebreek hierdie naweek toe ek lees wat gebeur in lande soos Nigerië waar mense net geforce word om nie die Here te dien nie. Prys die Here dat ek en jy, en ek sê jammer dit raak nou so donker, maar dis die realiteit daar buite. Ek en jy kan dankbaar wees, ons kan kerk hou saam. We can do that. Nee. Dankbaarheid, so baie goed wat ons kan noem. Maar waar begin ons? Waar begin ons deur vir die Here dankie te sê? En ek wil vir jou wys hoe eenvoudig dit reg net is. We keep it simple. Here's how simple it is. Dankie Here. It's simple. Dis 'n hart van dankbaarheid, 'n hart van gratitude. Psalm 100 vers 4 tot 5 leer ons die volgende. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good and his love endures only on a Sunday. His love endures only when we are involved at street store, nee? Nee. His love endures forever. Dis baie om voor dankbaar te wees. Is nie amazing nie? Dankbaarheid daarvoor. His faithfulness continues through all the generations. So daai vers praat van 'n hart van dankbaarheid. So wanneer jy begin om saam met God te praat, is dit een goeie plek om te begin. Ons het nie altyd die woord kennis en daar's so baie psalms, daar's so baie goed en ek wil jou aanmoedig om aan te hou met jou woord journey. Maar jy kan begin deur net te sê, dankie Here. En dit is die krag van dankbaarheid, die krag van gratitude. Nou ek wil vir jou vra, wanneer laas het jy bloot net 'n oomblik gevat en neergeskryf waarvoor jy dankbaar is? Het jy al daai exercise gedoen? 'n Paar jaar terug toe het ek so 'n boekie gevat en ek het net begin deur net 'n paar dinge te skryf van my hele lewe waarvoor ek dankbaar is. Ek het daar uitgestap na daai session en ek het net so goed gevoel om te weet, Here, die goedjies wat ek baie keer oor moan, die goedjies wat ek baie keer oor dop, dit maak nie nou saak nie, want ek het so baie om voor dankbaar te wees. U het my so gebless. Weet jy dat dit so powerful gebruik om te doen dat ewen in die sekulêre wêreld moedig hulle mense aan wat deur moeilike tye gaan, wat deur depressie gaan, om net 'n oomblik te vat om neer te skryf waarvoor jy is dankbaar. En dis bewys hoe mense dan net begin verander, beter voel. Nou ek weet mense gaan nie oornag alles uitsort nie, maar begin ten minste daar, dankbaarheid. Dankbaarheid is baie belangrik. Dan staan tweede aspek van om te praat saam met die Here. En dit is die volgende. Om te klaag. Om te moan. Dis lekker. Wie van julle is goed met moan? Okay. Dis 'n belangrike deel. En ek wil so ver gaan vir jou te sê, weet jy dat dit okay is? Hoe kan ons moan voor die Here? Hoe kan ons kla? Dis okay. Daar's dele in die Bybel waar daar 'n goeie voorbeeld is van mense wat klaag, wat moan. Wat deel in hulle harte wat hulle pla en hulle deel dit met die Here. Ek wil nou die volgende vat en ek wil vir jou vra om 'n oomblik eerlik te wees. Ek gaan ook 'n bietjie eerlik wees later vanaand, so buckle up. Stay tuned. Kom 'n eerlike moment nou, maar jy moet eers begin, okay? Ons handel daarmee. Wie wag en vertrou tans die Here vir iets in jou lewe? Wees eerlik. Let's raise the hands. Ons vertrou die Here vir dinge. Nee. Wie vertrou die Here vir goeie nuus om op te daag?
Kom ons wees eerlik, wie van julle vertrou al verskriklik lank? En jy vertrou, dit voel soos 'n ewigheid. En jy vra, en jy vra, en jy klop, en jy klop. En al wat gebeur, is jy sien hoe die mense langs jou se gebede verantwoord word. En ek gaan eerlik wees, ek is terrible daarmee. Ek vertrou die Here baie keer vir my goed en sê, okay, great, Here, daai een se deurbraak is daar. Ek's nog hier, Here. Hallo. En maar kyk hierdie cool vers in die Bybel, Psalm 13 vers 1. How long, Lord? Dit staan in die Bybel, hoor, is nie ek wat dit ingeskryf het nie. En dit is in die NIV, so dit is nie 'n heavy ander vertaling nog wat, jy weet, dit staan in die woord, how long, Lord? En ek wil vir jou vra, wie van julle was al daar? Waar jy regtig vir die Here sê, Here, hoe lank nog? Hoe lank nog gaan ek vra? Hoe lank nog gaan ek smeek? How long? En hoekom is daai in die Bybel? Want dit is vir my en jou om te wys dat in jou verhouding met die Here kan jy kom saam praat met hom, die regtig eerlik te kan wees. Die Here het nie daai vers uit die Bybel uitgehaal en ek dink nie daai pas daar nie. Hoe kan mense dit doen? Nee, alles moet net flink en vlot wees. Moenie so vra nie. Vra my, maar moenie so vra nie. Dit is kort maniere. Nee, how long, Lord? Want die Here weet ek en jy gaan kom op daai plekke wat ons hart gaan klop en hart gaan soek en hart gaan vra. En ek wil met jou share hoe in my lewe ek een keer regtig brutally honest was met die Here oor my vraag van how long. Dit het vir my gevoel, ek sien nie die antwoorde nie, dinge gebeur nie, ek het 'n situasie gehad waar ek bid en ek het net nie die deurbraak beleef nie. En ek kom op 'n punt waar ek voel, ek gaan op 'n brutally honest, maar ook op 'n baie respectful manier vir die Here vra, Here, maar what's happening? Here, wat? Waarmee is U besig? Brutally honest. Okay? Nou, as ek eerlik met jou kan wees is, ek was nie brutally honest op 'n kerkstage met 'n Bybel voor kerkmense nie. Ek was brutally honest voor die Here in 'n tyd van desperasie, van teleurstelling, woede, regtig woede, en ek het daai vraag gevra van die Here, how long? En hier gebeur 'n amazing ding, dat in my woede, in my ontevredenheid beleef ek hoe ek die Here se stem ervaar op 'n vars manier waar hy vir my die volgende sê. En die woorde was, nou kan ons praat. Dankie Here, so, daar was nie 'n weerligstraal nie, nee. Daar was nie, ek was nie gesmite nie, nee, smite. Ek was nie uit die weg uit geruim nie, nee. Ek het beleef daar's 'n oomblik van oop hart en die Here sê nou kan ons praat. Die Here was nie weg nie, die Here was nie uit my situasie uit nie, hy was nog altyd naby gewees. Maar iets het gebeur, ek kon my hart oopmaak en ek kon eerlik met die Here wees. Ek kon met die Here praat oor wat ek voel sleg is en wat my pla. En ek kon beleef vir die Here sê, great, nou kan ons chat. Jy het jou toys uit die kot uit gegooi, jy het jou hart op die tafel gesit, maar jy moet dit doen. Dankie dat jy nog steeds respekvol is met die Here, maar dankie dat jy ten minste niks vir die Here wegsteek nie. Dink jy regtig die Here is verbaas oor wat in ons harte aangaan? Dink jy? Jy weet soos, hy weet wat in jou hart en in jou gedagtes aangaan, so jy gaan hom nie skok nie. Maar jy kan na hom toe gaan as jou liefdevolle Vader en jy kan vir hom sê, Here, hier's 'n bietjie dinge waaroor ek wil kla. How long, Lord? How long and why? Hoekom? Hoekom, Here? En hoe lank nog? Die blote wonderwerk is dat jy dit met die Here kan deel. En ek wil julle encourage, begin saam met die Here praat. Dit is belangrik om te weet, die lewe is moeilik, die lewe is nie altyd mooi nie, daar is pyn, daar is hartseer, daar is verwarring, maar God is nog steeds God, nee. God is nog steeds goed, en hy wil jou hart hoor. So ek wil jou encourage, bid dit. Vat daai oomblikke waar jy kan bid. Sê vir die Here presies hoe jy voel, wees brutally eerlik en reël, nog steeds met die gedagte dat God is, ons gaan hom nou nie tune nie. Maar maak jou hart oop. Onthou, gebed is nie 'n plek waar jy reg moet wees nie. Ek wil duidelik stel, gebed is nie 'n plek
waar jy reg moet wees nie, dis 'n plek waar jy eerlik moet wees. Maar gelukkig weet ons die Heilige Gees lei ons ook in wat ons kan bid, wat ons kan vra, wat ons kan deel. Dit bring my by die derde punt, en dit is net om in vrymoedigheid te vra. Vra net. Dit wat op jou hart is, vra dit vir die Here. Ons noem dit petisie en bloot net intersessie. Dis wanneer jy 'n oomblik vat om stil te raak, een kant te kom en net vir die Here te vra. Jy moet dit doen. Maar jy sien, it's amazing wat gebeur in jou journey met die Here, is jy kom op 'n punt waar jy die volgende doen. Waar jy besef gebed is vir jouself, maar ook vir ander. En hier so dit lyk, Here, help my. Maar ook Here, help daardie persoon. Dis powerful om dit te doen. En ek kan eerlik met julle wees, baie van my gebede soms is 'n my gebed. Here, dis my, help my nou. Maar weet jy wat gebeur in jou hart wanneer jy soms daai net 'n bietjie kant toe skuif en jy begin sê, Here, ek bid nou vir daai persoon, of ek bid nou vir iemand langs my of rondom my. Hier's wat gebeur. Jy begin die liefde van die Here ervaar in jou hart. Jy begin die waarheid van voorsiening beleef en moontlikhede van dit wat kan oopgaan in ander mense se lewens wanneer jy net een stappie kan toe vat en fokus op iemand anders se behoeftes. Om te begin bid vir iemand anders. Maar hier's 'n ding wat ons baie keer om daai stap te neem, en dit is trots. Belangrik om te weet, trots kom partykeer in daai pad. En hier's twee goed wat happen. As ek en jy baie trots is, dan gaan ons nie noodwendig wil vra vir ons eie goeders, vir ons eie behoeftes nie. Dis moeilik soms wanneer mens proud is om te kom op 'n punt waar jy vra, want dit is dan moeilik. Daar is mense in hulle journey wat bloot net nie vir die Here vra nie, want ons is gewoond om in 'n wêreld nie ons hand op te steek en te vra vir hulp nie. Hier's die flip side, hier's die ding, ons vat baie keer daai approach na ons verhouding met die Here toe. Nee. Trots maak ook soms dat ons voel, ek gaan net fokus op my behoeftes, ek gaan nie nou bid vir iemand anders se behoeftes nie. Trots maak ook dat ons so fokus op ons eie dinge, dat ons glad nie omgee nie. That happens, en ek was al daar. Maar die Here help ons in hierdie journey van saam met hom praat, om verby ons trots te beweeg, en 'n bietjie ander mense in die gesprek in te nooi. Hier's 'n mooi ding wat gebeur, wanneer jy bid vir die behoeftes van ander mense, dadelik gaan jou liefde vir hulle oop. En jy begin die Here se gedagtes voel oor hulle lewe. Jy begin die Here se opinie hoor oor hulle lewe. En weet jy wat's dan mooi? Om na iemand toe te stap en te sê, ek bid vir jou. Ek bid vir jou. Die Here wys vir my hierdie prentjie, die Here wys vir my dalk daai beeld. Weet jy hoe amazing is dit om daai met mekaar te kan deel? Want dit is 'n blessing wat jy beleef en jy vat daai blessing van die goedheid van die Here dadelik na iemand anders toe. En ons wil julle encourage om dit te bly doen. As daar 'n woord in jou hart is vir iemand, deel dit graag. Wanneer jy sê vir iemand, ek bid vir jou, doen dit asseblief. Daar's power in daai gebed. Maar ook wanneer iemand na jou toe kom en sê, ek bid vir jou, ek bid regtig vir jou, glo dit. Glo dit, van ons krag in gebede. Dit is belangrik om te weet dat tye van gebed wys vir ons dat ons God regtig nodig het en dat ons dinge nie self kan doen nie. Trots is uit die pad uit. Gebed is nie net om dinge reg te kry nie, maar dit is regtig om saam met die Here te praat. Dit is saam met die Here gesels. Ek skryf dit daar, gebed is nie om dinge te kry nie. Dis nie jou shoppinglys nie, dis nie jou asblys nie. Dis om saam met God te werk. En dit is wat verhouding het. Saam met hom wandel, saam met hom werk. So wanneer jy bid, moet jy weet dat God is besig om in jou lewe te werk. God is besig om jou te verander. En daar's 'n paar praktiese stappe wat ons kan doen. En ek wil graag hê jy moet onthou dat ons sal altyd van ons kant af en in ons journey dit vir jou prakties moontlik maak om te kan journey met die Here. Eerste een is praat die woord. Hoe praat jy saam met die Here? Hier's 'n plek wat jy kan begin. Praat die woord oor jou situasie. Lees dit hardop. Gou 'n voorbeeld wat ek vir julle wil wys. As ek het in my Bybel is daar, jy weet, 'n paar plekke waar ek gemerk het. En ek het geleer deur letterlik net 'n vers te vat en dit hardop te spreek oor my lewe of oor my situasie. En
as jy die hele Efesiërs vanaf vers 1 gaan lees tot omtrent 15, Efesiërs 1 vers 1 tot 15, is dit so powerful aspek van om te sien wie jy is in die Here, hoe die Here voel oor jou. Want let's be honest, baie keer val dinge uit die bus uit by ons. Baie keer voel ons nie noodwendig reg in ons eie journey nie. Maar ek het geleer om letterlik net Efesiërs 1 te vat en dit uit te spreek oor my lewe. Dit begin deur te sê, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Hy skryf 'n brief aan mense waar hy sê, to the saints in Ephesus, to the saints. Ek lees en ek besef, maar daai praat nie net met hulle nie, dit praat met my, ek's 'n saint. Grace and peace to you, from God our Father to the Lord Jesus Christ. Ewe skielik besef ek, maar God se woord is mos vir my ook. So kan ek my naam dalk daar insit van, in plaas van grace and peace to you, kan ek sê grace and peace to Rian. Grace and peace to Rian from God our Father and the Lord Jesus Christ. Daar van vers 3 af, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed Rian in the heavenly realms, with every spiritual blessing in Christ. Jy mag dit doen, want die Here het jou lewe in gedagte. For he chose us, he chose you, he chose me. Sit jou naam daarin. In him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. So wanneer ek skuld en skaamte en seer beleef oor dinge wat uit die verlede gebeur het, of wat mense in verledes voor ek gebore het gedoen het, of wat ook al, he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. Nee? So ek merk hoe ek vat dit vir my. Nou praat ons saam, in love he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace, that he lavished on us with all wisdom and understanding. Later in daai vers lees jy, in him we were also chosen. We are included in Christ, verder. Later in vers sê, having believed, you were marked in him with the seal, the promised Holy Spirit. En daai deel eindig af. En ek sê, maar ek skiep so deur die vers, maar ek wil jy met die hele ene gaan lees. Dit eindig af deur te sê, of those who are God's possession, to the grace, of to the praise of his glory. Hoe voel dit vir my om te weet dat ten spyte van wat gebeur in my lewe, I am God's possession? Nee, jy behoort aan die Here. En wat Efesiërs aan my gedoen het, is om letterlik alles waarmee ek sukkel, of alles wat gebeur in my lewe, te kan vat en saam met hom daaroor te praat in my lewe. Vat die woord en spreek dit uit hardop oor jou lewe wanneer jy die kans kry. Dan die tweede een is, dink aan God se beloftes oor jou. Hoe baie keer vergeet ons beloftes, nê? Die woord is vol beloftes. En dis 'n great plek om by te gaan begin. Maar ek weet ook wat gebeur in ons journey met die Here, is ons skryf baie keer beloftes neer. Hoe gereeld gaan jy bietjie terug in tyd met jou journals en jy gaan soek net weer daai beloftes op. Die Here is nog steeds getrou aan daai beloftes, nê? Want 'n manier hoe jy saam met hom praat, is om jouself te herinner en te sê, Here, daai belofte wat U oor my lewe uitgespreek het, of oor die lewe van iemand naby my, of 'n familielid, of 'n vriend, ek bevestig dit net weer, ek verklaar dit net weer. Daai is wanneer jy saam met die Here praat. En dan die laaste ene, skryf sy uitsprake oor jou uit, oor jou lewe. En hier kom 'n deel van my storie. Ek het, toe ek klaar was met skool, so 'n bietjie net gaan waiter. Ek was 'n bad waiter, okay. Maar ek kon daarom my eerste lekker electric koop as gevolg van waitering, so is cool. So, ek was die tipe waiter wat maar vinnig gefire was, want dit was net nie, ek het nie opgestaan en gedink my lewensambisie is om die beste waiter te wees nie. Snaaks genoeg jare later werk ek in 'n kapasiteit waar jy serve in 'n kerk, okay, so.
Maar ek onthou, as mens nou so 'n bietjie gesukkel het en die tafels raak meer as wat jy beplan het die dag was, het ons so 'n manager gehad het wat vir ons gesê het, sy het my eenkant gewat, sy vir my, "Wena, you must write it down. You must write it down." Sy was moeilik geweest, sy het my Wena genoem. En ek onthou daar, skryf maar alles neer, hè. En dit het my gehelp. Maar weet jy wat besef ek is later in my journey met die Here, besef ek hoe belangrik dit is om hierdie uitsprake van die Here uit te spreek en neer te skryf vir jou lewe, want mens vergeet dit, nê. 'n hele paar jaar terug vind ek myself in 'n situasie waar ek in 'n kantoor ingeroep word en ek word onregverdig hanteer. Wie van julle was al daar? Nee, dis nie 'n lekker moment nie. En daar word 'n uitspraak oor my gemaak. Woorde wat sê jy maak dit nie. Nou hier's 'n ding, as iemand nou vir my sê ek maak dit nie, hey, ek het 40 geword. Iets gebeur, mense worry nie meer wat mense dink oor jou. Soos, hey, ek maak dit nie, it's fine. It's lekker. Watch me try. Maar wanneer jy in jou vroeë 20's is en jy hou vas aan jou standvastigheid van waar jy is en jy drome en jy het ideale en iemand bo jou sê vir jou jy maak dit nie. Dit het my gecrash. Dit het my gebreek. En hier's die ergste ding. In baie ander gevalle sal jy aangespreek word en dalk 'n bietjie gegou word, maar dalk 'n week of 2 dae nader is daar dalk 'n opvolggesprek. Ek het nie 'n opvolggesprek gehad nie. Ek moes vir 'n jaar werk saam met mense waar die uitspraak gemaak was, jy maak dit nie. Sonder 'n opvolg, waar ek jonk was en moes leer eintlik van, hoorie, doen ek dit nou reg, doen ek nou beter? Woehoe, jy weet, spring deur al die hoops, jy is jy happy, mooi. Daar was nie dit nie. Sies wat moes gebeur het, is ek moes myself forceer om ten spyte van die onreg, ten spyte oor 'n leuen wat oor my lewe uitgespreek was, die volgende te doen. En ek moes myself herinner wat die Here uitgespreek het oor my lewe. En ek het so sterk gevoel daaroor, dat wanneer ek moes werk doen of bedien voor die mense wat daai uitspraak gemaak het, moes ek besluit, okay, ek gaan 'n baie profetiese ding doen. So hier's dalk baie weird vir jou, maar asseblief, dit was vir my life changing. Ek het God se uitspraak gevat en 'n beeld daarvan gesien. 'n Beeld wat vir my iets beteken het tussen my en die Here, en ek het een keer gegaan en ek het 'n koutjie gevat en dit op my geteken op my lyf. I just wrote it down. Write it down. Wena, you must write it down. And I did it. En toe ek dit doen en ek wandel daaraan, iewes skielik verdwyn die opinie wat ek gehoor het van iemand anders en ek hoor net die opinie van die Here op my lewe. Iewes skielik beleef ek 'n stuk salwing en anointing en krag van die Here, want nou worry ek nie meer oor wat iemand gesê het nie. Daai wat persoon gesê het, is verby, it's gone. Wat nou saak gemaak het, is die Here se opinie oor my lewe. Ek moes dit neerskryf, ek moes myself forceer en dit was die grootste aksie in my lewe. So ek wil vir jou vra, hoe voel jy oor die uitsprake van die Here oor jou lewe? Skryf jy dit neer op jou manier. Moet nou nie koutjies gaan opteken en wat ook al nie, jy weet. Sit dit dalk op 'n plek waar jy die meeste tyd spandeer. Want ons vergeet baie keer hierdie goeders. Die Here is kyk na Efesiërs, ewen in sy woord is hy vol daarmee van die uitsprake en beloftes oor jou lewe. Maar wat doen jy om jouself te herinner daaraan? Ek moes aktief saam met God praat oor sy uitspraak oor my lewe en dit het my gehelp om dit te onthou. Van toe af, geen ander uitspraak anders as die Here se het 'n effek op my lewe nie. Wat hy sê, maak saak. Dit is belangrik. So are you writing it down? Wena? Ek wil jou 'n kans gee om net 'n oomblik net stil te raak in jou hart en die band kan maar opkom. Ons gaan 'n moment net hê van worship. Wanneer laas het jy op 'n plek gekom waar jy saam met die Here kan praat? Ek bring hier reg sien van wat dit is om te wandel met die Here. En hoe aktief is jy in jou journey om saam te praat? Ek wil vir julle net kom bevestig en herinner vanaand dat die Here wil met jou 'n tyd spandeer. Die Here wil jou hart hoor.
Die Here wil hê jy moet groei in jou geloof. Die Here wil hê jy moet groei saam met hom, maar die belangrikste ding is die verhouding wat jy het saam met hom. Jy kan al die regte goed doen en probeer doen, maar verhouding is vir die Here belangrik. Verhouding is vir die Here belangrik. En ons gaan afsluit met 'n worship song wat se woorde bloot net sê, in gratitude, all my life, you have been faithful. Wil jy 'n moment vat vanaand waar jy regtig kan saam met die Here praat oor sy faithfulness, waar jy dalk in 'n oomblik van dankbaarheid vir die Here kan sê, Here, dankie dat U getrou was aan die situasie by die werk wat verander het. Dankie dat U getrou was aan 'n situasie in my lewe wat verander het. Dankie dat U getrou was in genesing, voorsiening. Dalk wil jy vir die Here net dankie sê dat jy met hom kan 'n pad stap van relationship. Dalk wil jy vir hom dankie sê vir sy woord oor jou lewe. Die power van die woord. Nou wil ek hê jy moet 'n moment vat. Kom ons almal staan op 'n oomblik. En hierdie gaan dalk vir jou baie weird voel, maar dit is okay. Dit is 'n safe space. Beweeg so 'n bietjie uit die banke uit net op jou eie. En staan 'n bietjie eenkant waar jy net kan fokus op die Here. En staan vir 'n moment met jou oë net toe en begin net vir die Here dankie sê vir sy faithfulness. Sy liefde. As jy wil kniel, as jy wil sit, as jy net wil staan met jou hande in jou lip. Partykeer het ons nie daai woorde nie. Partykeer het ons daai oomblik net van awe en wonder en net dankbaarheid vir ons. Net ons hande kan lig en sê, dankie, Here. In worship moments soos hierdie weet jy dat soos jy fokus op die Here, weet ook die Here fokus nou op jou. Hy sien jou hart raak, hy sien jou getrouheid raak, hy sien jou worship raak. En I loved it. Maar begin saam met die Here praat oor sy goedheid en guns. Vat 'n moment en gesels met hom voordat ons worship. Geef vir hom jou gebed, geef vir hom jou dank, geef vir hom jou gee net jou hart voel in 'n gesprek saam met die Here. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, a mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love. I am rooted, I am grounded in His love. I have power, I am fullness in His love.
is all around. Your glory, it knows no bounds. Your kingdom is here and now. Your presence is all around. Your glory, it knows no bounds.